Hallelujah. We bless you, Jesus. Father, I bless your holy name. I worship you, Jesus. I honor you, Father. I faced a mountain that I never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. And I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. 'Cause sometimes it takes a mountain. Hallelujah. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. But your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. But your love, Lord, your love is so much stronger than whatever troubles me. Jesus is here. Sometimes it takes a mountain Just raise your hands and acknowledge His presence. to trust you and believe. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes it takes a mountain. Jesus, Sometimes He will help you a through. troubled sea. He will carry you through. Sometimes a He is troubled faithful sea. and He is just. Oh, a desert. Sometimes it takes a desert We bless your name, Jesus. to get a hold of me. But your love, Wherever you your are, whatever you're going through, love is so much stronger. He's a faithful God. Than Nothing can stop whatever troubles you. Just trust on Him. Trust Him with all your heart. Sometimes it He will help you takes through. a
moment and my moment. Just Sometimes it He is worthy to be takes a praised. mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes a troubled sea. I acknowledge your presence, Jesus. Sometimes it takes I thank you, King, in this house this morning. to get a hold of me. But your love, Lord, your love is so much stronger. Hallelujah. Than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. But your love, Lord, your love is so much stronger. Hallelujah. Than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Hallelujah. Thank you for your grace. Thank you for your love this morning. Thank you for the divine visitation this morning. We Exalt your name this morning. Thank you, Lord. Jesus. I pray all belongs to you this morning. I worship you. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. We What a declare in this beautiful place. name it is. We declare His glory. Name of Jesus. Just wherever you are, you just need to open your mouth What a wonderful and sing with us this name chorus. it is. The name, The name it is the name of of Jesus Christ. thy King. Come on, church, sing with us. What a wonderful name it is. Let the angels hear you sing. Nothing compares to this. Heavens needs to be What a opened. wonderful name. Somebody's life needs to be changed and transformed. Name of Jesus. His name is powerful. What a powerful name it is. He's beautiful. What a powerful name He is God. it is. He is Lord. The name He is of Almighty. Jesus He is King of Kings. Christ, my He is Lord of Lords. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a God of What a powerful name it is. The Thank you, Jesus. The name of Jesus. Thank you, Jesus. You amaze me. Come on, declare it. Receive me. You come Just open your mouth. as your own. Just raise your hands wherever you You are. amaze me. It doesn't Receive
I praise you. I bless you, Jesus. I worship you, Jesus. I adore you, Jesus. Magnify your name. And I glorify you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. How great is our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Nou vanmôre groet ons die Heilige Gees in ons midde. Die Gees van die Here wat so vaardig is op hierdie plek. So geweldig is dat dit voel jou broek bewe as hy hier voor staan. So geweldig is die Gees van die Here. Ons groet die kerkraad vir hierdie geleentheid. Ook ons pastoor, juffrou, die worship team, die band vanmôre, elke broer en suster, die vyfvoudige bediening van die Here. So ook ons moeder Beatrice, ons juffrou Steenkamp, hy is wonderlik begroet in ons midde. Nou vanmôre is dit 'n baie moeilike woord. Die rede hoekom ek sê is 'n baie moeilike woord, want hierdie woord was actually verborge vir ons as mens. Hierdie woord moet nie gepredik word vir ons as mens nie, omdat hierdie woord reeds in Genesis begin het. Nou die Here sê toe die Here man en vrou geskaap het in Genesis 1, sê hy het die man en die vrou geskaap tot sy beeld. En die man en die vrou het in die tuin van Eden gelewe. Hulle het gelewe onder die waarheid van die Here, soos hy dit beplan het en soos die Bybel dit vir ons geskryf het. Nou die rede hoekom dit moeilik is toe die man en vrou in die tuin was en die slang kom en hy kom neem die vrou weg van die man af en hy kom om die vrou te verlei, word ons lewe en plan wat die Here met ons gehad het, word dit getoesmeer in 'n simulasie. En die simulasie is die realiteit wat ons dink ons in lewe. En dis waarvan die woord kom. Success is in your DNA. Die duiwel wil dit nie hoor nie, want hy wil hê die simulasie moet voor jou gesit word. Die duiwel wil hê jy moet onsuksesvol wees. Die duiwel wil hê jy moet nie vorentoe gaan nie. Nou wat beteken sukses? Sukses beteken wanneer ek iets doen, doen ek dit omdat ek dit gaan regkry. Ek doen dit omdat ek dit op 'n manier doen wat dit vir my reg voel. Dit is my sukses wat ek uitlewer. Nou wat beteken DNA? Toe God sy asem binne in die mens blaas. En daai asem van hom neem ons lewe in. Toe word die Here se DNA saam met ons vorentoe as plan van hom geneem. Die DNA wat jy in jou het, dit is te midde van die Here. Nou wat is DNA? Ons wat biologie op skool gehad het geleer. Dit is 'n leertjie wat die onderwyser vir jou bou. En daai leertjie wat hy vir jou bou, laat maak vir jou in verskillende genetiese kodes. So jou DNA wat jy binne in jou dra jou genetiese kode vir wie en wat jy is. Die geskiedenis van jou lê binne in jou DNA. Dit wat jy is en dit wat jy nog gaan ook wees, lê opgesluit binne in jou DNA. Jou sukses lê binne in jou DNA. Nou die Here herinner ons oor die volgende. Hy sê mens, ek herinner jou
dat jy is nie geskape vir 'n wêreldse prestasie nie. Ons is hier om te kompeteer en om in 'n arena te staan waar die wêreld vir ons hoef op te heer. Ons is hier om vir die wêreld te sê dat as jy suksesvol wil wees, moet jy jou wedergeboor en jy moet jou hart vir die Here gee, sodat die Here se sukses kan binne in jou triomfeer. Die Here kan net met jou werk, jong seun, jong dogter, as jy hom toelaat om deel te wees van jou lewe. Nou wat doen die vyand? Hy sit 'n simulasie vir ons op wat 'n realiteit is. Die lewe wat ons in lewe vandag, dink ons, dit is die lewe wat ek hoef te lewe. Nou die Here kom in Genesis, hy skape ons na sy beeld. Dit wil sê, dit wat u voor my sien, dit is die beeld wat die Here self was. Sy DNA en DNS is binne in u geblaas. So u self is deel van hom. Nou hoekom haat ek dan nog my broer? Hoekom haat ek dan nog my suster? Hoekom kyk ek dan nog my broer of my suster snaaks aan? Kom bewonder ek dan nog my broer of my suster se lewe? Hoe kyk ek na my broer of my suster asof hulle niks beteken nie? Jy kyk na jou broer en jou skepper is binne in jou broer. Jy kyk na jou suster en die Here se skepsel is binne in jou suster. Jou broer en jou suster is voorbeelde van die genade krag wat die Here aan ons gegee het. Nou kom die Here en hy sê, daar's 3 konsepte van sukses wat ons moet leer in hierdie godheid. As jy geestelik suksesvol wil wees, moet jy hierdie 3 konsepte leer. Die eerste ene is identiteit in Christus. Nou jong mense, julle sal verstaan as ek daaroor praat, identiteit. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy vind is baie moeilik. Jy verstaan nie wat in jou lewe aangaan nie. Niemand verstaan jou lewe nie. Die hormone en goed in jou lewe maak jou so de mekaar, laat jy weet nie watter kant toe om te gaan nie. Nou is jy soeken na identiteit. En nou kom die duiwel met die simulasie en hy sê vir jou, maar kyk wat doen jou vriende? Doen wat hulle doen. Dit is die identiteit wat hy vir jou wil gee. Maar hy kom nie om vir jou te sê dat jy moet by die Here uitkom en die Here se identiteit nastreef nie. Genesis 1 vers 7 leer ons die volgende. In vers 27 van Genesis 1 sê die Here, leer ons dan dat ons die nabeeld is van Christus. Christus het ons geskep en sy geestelike DNA is binne in ons. Nou jou skepper se eienskappe is binne in jou. Wat is jou skepper se eienskappe? Kreatiwiteit, liefde, krag. Dit is die Here se eienskappe wat binne in jou gestoor is. Nou sê die skepper, jou ware sukses, jong man, jong vrou, jong dogter, jou ware sukses begin wanneer jy hierdie identiteit uitleef. En nie wat nastreef nie, wêreldse standaarde nie. 'n kwaai huis, 'n kwaai kar, wêreldse standaarde. Die identiteit en kreatiwiteit, liefde en krag is binne in jou geïnstalleer. Dit gaan vir ewig deel wees van jou. Tot hierdie verganklike liggaam sterwe en ons jou wegbere en jou geestelike liggaam sal opstaan wanneer die laaste basyne blaas. En die geestelike liggaam van jou wat sal opstaan, sal daai DNS behou, al het hy reeds gesterwe. Want Jesus sê, ek kom om vir julle 'n plek voorberei. Ek kom om na my Vader se huis toe te gaan. Hy sê, ek het reeds die sleutel van die doderyk reeds gaan haal, om vir julle te bewys, dat hierdie plan, wat my Vader vir julle het, sukses vir julle sal bring. Volgende die tweede gedeelte sê, die gees van
krag. Nou ons het 'n gees ontvang. Dierbaar is, ons het 'n gees van krag ontvang. Krag in soveel dat 2 Timoteus 1 vers 7 skryf Timoteus hierdie gedeelte. Hy sê, julle word daarin hinder gelowiges, dat God ons nie 'n gees van vrees gee nie, maar hy gee ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Timoteus skryf die gedeelte en hy sê, hierdie vrymoedigheid, geliefdes, gee ek aan julle. Ek deel dit met julle, omdat binne julle geloof 'n DNA is van Christus homself. Die derde gedeelte sê, as jy wil suksesvol wees in hierdie lewe, moet jy gaan kyk, wat is God se definisie van sukses? Nou die Here beeld dit uit. Hy praat met Sagaria in Sagaria 3. En Sagaria, hulle is in die tempel. En daar's hoëpriesters wat daar is. En die hoëpriesters wil hierdie tempel bekom, want hulle wil gesag hê. Die gesag wat hulle wil hê, wêreldse standaard. Hulle wil die binnehowe van die tempel wil hulle besit. Hulle wil dit in besit neem. En die engel kom by die man van die Here by Sagaria. En die engel praat met hom in Sagaria 3 vers 7. Die engel sê vir die priesters en die hoëgaarde, al manier hoe hulle hierdie tempel sal bekom en gesag sal ontvang, as hulle die volgende doen. Nommer 1, sê Sagaria, hulle moet my wil gehoorsaam. Hulle moet my wil gehoorsaam. Jy's dalk nie vandag suksesvol nie. Begin by gehoorsaamheid. Jy wil dalk vandag iets hê, maar jy kan dit nie bekom nie. Jy gaan dit nie kry nie, want dit begin by gehoorsaamheid. Hoe kan ons jou toevertrou met 'n Lamborghini, as ons jou nie eens toevertrou met 'n fiets nie? Jy kan nie eens na die fiets kyk nie, maar hoe kan ons vir jou die Lamborghini gee om na te kyk? Gehoorsaamheid. Dan sê hy verder vir Sagaria, sê vir hierdie manne, gehoorsaamheid en my vereistes sal hulle moet nakom. Gehoorsaamheid en my vereistes, as hulle dit nakom, sal hulle gesag kry, en die gesag wat ek hulle gee, gaan maak dat hulle deel raak van my. Jy wil suksesvol wees, maar jy is nie deel van die Here nie. Jy wil sukses behaal, maar jy is nie deel van die Here nie. Jy moet deel raak van die Here en sy gelowiges om sukses in jou lewe te behaal. Verder dan gaan hy en hy sê, die Bybel leer ons dat sukses kom met gehoorsaamheid. Sukses kom met geloof. En hier kom die ander ene wat hy afgee in Sagaria. Hy gee hom die visioene, want hy het vir Sagaria 'n gawe gegee. En wat moet ons doen met ons gawes, sê hy? Hy sê, gebruik jou gawes ten diens van ander. Moenie jou gawe wegsteek en wegbere nie. Vir wie word hierdie gawe weggesteek en weggebere? Tot wanneer toe wil jy hierdie gawe wegsteek en wegbere? Die Here het ons elkeen geskape met 'n gawe. Jy moet jou gawe ontdek en daai gawe moet jy gebruik. Verder aangaan die Here en hy sê die volgende: die sukses wat binne in 'n mens se DNA is deel van jou hele leefwyse. Nou, hoe is die sukses deel van 'n mens se wese? Nommer 1, die Here wys ons dit. Elke dag sien ons dit. As ons uitgaan en ons kyk daar buite en ons is op die oseaan, soos ons broer Edwin, sien ons dat in die oseaan is daar visse. Nou dierbaar is, wie het die visse die skool gegee om te swem? 'n vis word gebore reeds met die swem binne in hom. As jy buite kan kyk die voëls,
Die voëls vlieg in die hemelruimte rond. Nie een van hy voëls, pastor, het 'n klas geloop hoe om te vlieg nie. Nie een van hulle het 'n kursus geloop hoe om te vlieg nie. Die voël word uit sy nes uitgeskop en die voël het reeds die vlieg binne hom. 'n Boom word geplant en hy dra vrugte. 'n Boom hoef nie te gaan na universiteit toe en geleer word oor landbou om vrugte te kan dra nie. Die boom het reeds die vrugte binne in hom. En so is elkeen van ons sukses binne in ons geïnstalleer. Jy hoef nie bekommerd te wees oor jou suksesie. Maar wat gebeur? Die volgende gebeur in ons lewens. Ons begin raak onsuksesvol omdat ons die volgende wil doen. Die boom kan nie in 'n plek in is waar hy by water is en dan vat ons die boom en dan kom plant ons hom by 'n dorre gebied. Ons het dit al geprobeer. Ons probeer goedes uit die Noord-Kaap uitvat en dan kom ons hier na toe. Dan plant ons hulle hier. Dan groei hulle nie. Né? Ons vat die vis en ons haal die vis uit die water uit en ons sit hom in die lug. Die vis kan nie vlieg nie. Sien u? Die vis kan nie vlieg want hy's in 'n ander omgewing. So het ons as mens onsuksesvol geraak. Jy is onsuksesvol omdat jy is in die verkeerde omgewing. Die vis moet by die see bly. Die voël moet in die lug in bly. Dit is waar sy sukses lê. Jy's onsuksesvol omdat jy is in 'n verkeerde omgewing. Sodra die Here jou wegneem uit daai omgewing uit en hy plaas jou by die regte omgewing, jy gaan suksesvol wees. Jy gaan suksesvol wees. Jong mens, jong dogter, kyk na jouself vandag. Jy wil baie graag suksesvol wees. Maar waarin lê daai sukses van jou? Jy's dalk vanoggend by die verkeerde omgewing. Jy's dalk vanoggend by die verkeerde vriende. Jy's dalk vanoggend by die verkeerde plek. Jou sukses lê vanoggend hierso by die Here. Maar pa, jy begeer dalk iets in die lewe, jy wil dalk meer hê. Jy wil dalk meer suksesvol wees in die lewe. Jy het alles gegee. Jou CV lyk al soos 'n boek, maar jy kry net nooit 'n aanstelling nie. Jy het al hoeveel grade gebestudeer, maar jy kry net nooit 'n aanstelling nie. My pa noem hierdie ding, hy sê vir my eendag, my seun, jy kan al die grade hê in die wêreld. Jy kan alles bekom. Maar as jy nie by die Here is nie, sal jy nooit sukses in jou lewe, sal jy nooit suksesvol wees nie. Mama, papa, kom vanmôre as jy voel dat jy onsuksesvol is. Hierdie woord het die Here vir my gegee een oggend toe ek opstaan. En ek kan verstaan nie wat die Here bedoel met hierdie woord nie. En die Here sê, die vyand is besig om 'n simulasie wêreld te skep vir jou. Die vyand is besig om 'n realiteit vir jou te skep wat nie joune is nie. Die vyand is besig om daai realiteit te gebruik om vir jou onsuksesvol te maak. As jy vanmôre onsuksesvol is, ek gaan die eerste ene is wat gaan kom staan, laat pastor bid oor my, sodat sukses weer triomfeer in my lewe. Dalk het jy alles probeer, jy wil opgee, omdat jy onsuksesvol is. Kom vinnig, jong mens, jong dogter, jong seun, kom vinnig, as jy 'n jong moeder is, kom vinnig, laat die Here van die leerskades sy sukses oor jou kan laat waai. Die Here wil vir jou vanmôre sukses gee. Jy gaan alles probeer in hierdie wêreld, sê die Here van die leerskades, maar dit gaan vir jou voel dat jou lewe is besig om terug te draai. Mense het alles geprobeer. Hulle sal nou al by die towenaars ook, want die Here kon hulle nie hulle sukses gee nie. Die Here van die leerskades sê, pastor, hy wil hierdie simulasie lewe wegneem van ons lewens af. Ons voel dat ons verlore is.
Die rede hoekom ons voel dat ons verlore is ons is vasgevang in hierdie simulasie. Ons is vasgevang in hierdie realiteit wat die Here vir ons wil gee. Maar die duiwel het dit geonneem van Adam en Eva af. Die rede hoekom hy het onneem het, is hierdie plan van die Here, wil hy nie gesien het triomfeer nie. Die worship team net vir ons, die song sing, die Zoli Bonga, die Zoli Bonga, die worship team net vir ons, daar die lied kry. En dan gaan een en elk van ons, wat die voor is, wat voel dalk dat jy onsuksesvol is. Die Here gee hierdie woord aan my en hy sê, ek breek hierdie kettinge van onsuksesvolheid oor hierdie huis van 'n deurbraak. Die huis van 'n deurbraak, dit wat julle aanraak, sê die Here. Dit sal suksesvol wees. Jy sal suksesvol wees in jou werk. Jy sal suksesvol wees op die sportgronde. Jou kinders sal suksesvol wees. Jou nageslag sal suksesvol wees. Dat wat onsuksesvol was en onsuksesvol gelyk het vir julle as 'n gesin, sê die Here van die leerskare, hy gaan dit suksesvol maak. Vanmôre is die Here hier om vir ons sukses te gee. Jy wat dan onsuksesvol voel, kom vanmôre, kom uit die omgewing uit wat jy is. Die Here sê jy's in 'n verkeerde omgewing. Dis kom jy die sukses sal bereik nie. Sukses sal nie jou kant toe kom nie. Al dien jy die Here ook hoe, al predik jy hoe, al bid jy hoe, sê die Here, jy sal nie suksesvol wees nie, want jy is in 'n verkeerde omgewing, sê die Here. Kom uit jou omgewing uit vanmôre, sodat die Here van die leerskare jou suksesvol kan maak. Thank you, Jesus. Liefdes, kom ons vertrou die Here vanoggend. Net daar waar u vanmôre staan, kom ons vat God op sy woord. Kom ons vertrou die Here. Is vanmôre gewederbaar met sy bloed. Die DNA is Christus. Laat ons mens maak volgens ons beeld. Vader, dankie Here vir die mens wat u gemaak het. Volgens u beeld. Here, dankie dat u ons uitgespaar het om in hierdie seisoen van ons lewens te mag lewe en te hoor wat u vir ons instoor het. Ek dank u, Here, dat elke woord uit die mond van die Here is vanmôre gelouter. Dit is waar, dit is ja en dit is amen. Ons dank u, Here, dat ons vanmôre kan vasthou aan hierdie woord van God. Daarom kom ek in die naam van Jesus. Ek neem gesag. Ek vat die woord uit die mond van die Here en ek dank u, Here, dat u mens geskaap het. Volgens u beeld. Volgens die woord. Volgens elke waarheid van die woord. Ons kom vanmôre, Here. Ons neem hierdie waarheid in ons lewens en ons maak dit nou los op ons lewe. Mag dit ons, halleluja, transformeer. Want elke woord wat nou gespreek was, Here, gaan nou gestalte neem oor elke persoon wat vanmôre, halleluja, die woord inneem. Dit sal so wees soos ons glo. Ek glo die woord. Dit sal so wees. Ek vat my reg. Ek vat my reg as 'n kind van God wat hom aangeneem het
Almal wat hom aangeneem het, is nou kinders van God. Ek is 'n kind van God. Ek verklaar dit, dat ek aan die Here behoort. Nou dat ek aan die Here behoort, ek stap in daai dimensie in. Ek is sy kind. Ek weier dat die duiwel my anders vertel. Ek is sy kind. Ek behoort aan die Here. My lewe, my hart behoort aan die Here. Nou dat my hart aan die Here behoort in my hele lewe, verkry ek hierdie reg om sy kind te wees. Vader, ons is u kinders. Dit is ons reg wat u ons gee. Dit is aan ons toebedeel uit gehoorsaamheid uit. Toe ons die woord hoor, het ons aggeslaan. En omdat ons aggeslaan het, het ons die beloning verkry, dat ons nou aan hom behoort. So alles, Here, wat u besit, behoort aan ons, deur die reg van geboorte, nadat ons u aangeneem het. Daardeur het ons dit verkry. Dit wat ons nie nou het en voel en kan sien nie. Dit behoort aan ons vanoggend. Vader, die onmoontlike vanmôre. Wat ek nou dink, ek sal dit nooit kan bekom en dit nooit kan besit nie. Ek praat nie hier, Here, van materiale dinge nie. Ek bid vanoggend in iemand, vir iemand vanoggend, wat vanmôre sit, Here, met die letsels van slawerny. Ek kom teen die letsels van slawerny. Die Here bestraf jou, Satan. Ons behoort aan 'n koning. Ons behoort aan die Here. Ons is gewederbaar deur die bloed van die lam. Ons is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Vader, ons kom teen elke letsel van slawerny. Die letsel van verwerping. Die letsel van vernedering. Die letsel van skande. Here, in die naam van Jesus. Ons is koningsdogters en koningsseuns. Ons het die oorwinning. Ons het Christus. Ons het hom ontmoet in sy krag van sy opstanding. Vader, niks van hierdie wêreld sal ons onderkry nie. Ons is oorwinnaars. Ons lewe oorwinnaars lewe. Nou kom ek, Here, teen elke hindernis wat my oorwinning verhinder, wat my sukses verhinder, wat 'n blokkade maak tussen wat van my beloof is en waar ek my nou bevind. Ek kom in die naam van die Here. Ek vat hierdie klip in geloof. Ek stoot dit weg. Ek vra die Gees van God om elke binding, elke klip vanmôre, die verstopping wat die putte van lewende waters, die putte van verandering, die putte van 'n deurbraak wil verstop. Ek kom, ek maak dit oop in geloof dat daar nuwe water sal vloei. Nuwe water, Here. Nuwe hoop. Nuwe danksegging. Nuwe geboortes. Vars water. Vars fonteine. Halleluja. Satan, jy het geen reg op die bloedgewastes nie. Hulle is afgesonder deur die Here. Die Here het hulle eenkant gesit. Hulle is gewederbaar met bloed. En
hulle staan vanmôre in die oorwinning. Deur die kruis het hulle oorwinning gekry. Daarom roep ek en ek verklaar vanmôre oorwinning oor elke persoon wat vanmôre God vertrou, wat vanmôre hier is. Ek roep oorwinning. 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 Hallelujah. Oorwinning. Oorwinning, oorwinning, Jesus. Oorwinning oor my kinders. Oorwinning in Jesus' Oorwinning oor my naam. werk. Oorwinning in my huwelik. Oorwinning, Oorwinning, glory to God. oorwinning. Oor hierdie kerk. Oorwinning oor my dorp. Oorwinning, oorwinning, Oorwinning oor my toekoms. oorwinning oor my Oorwinning, glory to God, oor my loopbaan. Jesus, Oorwinning oor my studies. Oorwinning oor my matriekjaar. Oorwinning, glory to God. Oorwinning, oorwinning. Oorwinning, oorwinning. Ek het die woord gehoor in my DNA Oorwinning, wat Christus se DNA is. Here, Is oortrek met oorwinning. oorwinning. Niks sal my onderkry nie. Die wind sal waai, maar hy sal net die ou blare afwaai. Maar môre kom daar 'n nuwe blaar te voorskyn. Halleluja, Môre oor môre sal daar nuwe lewe wees. Wat ek ook al duur maak, sal my nie vernietig nie. Maar ek sal elke keer opstaan. Al val ek ook, ek sal opstaan. halleluja. My DNA is om op te staan. Sal elke keer opstaan. Ek sal opstaan. Daardeur sal ek sukses behaal. Daardeur, glory to God, sal hulle wat vir my gelag het, hulle sal beskaam staan. Sal op. Hulle wat my ondergang beplan het, hulle sal nie slaag nie. O Here, want my DNA is Christus. Nadat hulle hom bespot het, nadat hulle hom geslaan het, Halleluja. nadat hulle hom leed aangedoen het, het hy opgestaan. Ek sal Die graf kon hom nie hou nie. Die selfgesimuleerde grafte van hierdie wêreld kan jou nie hou nie. Want die een wie se DNA jy het, Ek sal opstaan. het opgestaan. Hoor my, die een wie se DNA jy het opgestaan. Jy sal opstaan. Jy sal hier deurkom. Jy sal, glory to God. En jy is meer as 'n oorwinnaar. Glory to God. Vader, ek beseël die volk vanoggend Jesus. met hierdie diepe waarheid. Here, ek Hulle is prys nie alleen nie. Halleluja. Die duiwel het gedink vir Oorwinning jare in Jesus naam. dat hy kon jou mond stil gehou het. Oorwinning in Maar hy het nie Jesus geweet, glory to God, van die Here nie. Wie se DNA in jou binneste is nie. Mense het gewonder, hoe kan jy dit maak? Maar is omdat Christus se DNA is in jou in. Amen, jy's nie 'n verloorder nie. Jy's 'n wenner, glory to God. Oh, jy's 'n champion, you never quit. You will never quit, you stand. You will stand firm. Hallelujah. No matter what the circumstances is, Father, we thank you now. Cover them with your blood. Here. Protect this word of life in their hearts. They will never be defeated. Amen. They will soar like eagles. They will soar like eagles. Hallelujah. They will run, glory to God. They will run, hallelujah, as never before, because they are covered in your blood. They were covered with victory. They are covered with the anointing of the living God. They stand before you, Lord. Protect them now. Lay your hands over them. Stretch out your hands over them as never before. The things that they never accomplished up until now, they will accomplish it now. In no time it will happen. In the midst of the enemies it will happen. I pronounce it now, it will happen.
Dankie Jesus. That great things that they Dankie, desire Here. will happen Dankie, now. Here. Dankie, Here, ek verklaar dit nou, dit sal Dankie, gebeur. Jesus. Baie Dit dankie, Here. waarin hulle vir jare Baie mee dankie, swanger Here. was. Dankie, Jesus. Hulle sal nou geboorte gee aan mooi dinge, Here. Die mooiheid van die lewe sal hulle agtervolg van hierdie uur af Dankie, Here. tot in ewigheid. Ons maak dit nou los oor die gemeente. Ons maak dit los oor hulle wat vanmôre hier gestaan het. Ons maak dit los oor hulle wat nog moet kom. Ons maak dit los oor hulle wat vanmôre nog in die bank is. Ons maak dit los in die atmosfeer, Here. Dit sal so wees. Want die Here herstel nou sy volk in die naam van die Vader, Thank you. die Seun en die Heilige Gees. En die kerk van die Here sê amen. Baie dankie. Sê amen. 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 Daai onderhoud, glory to God, wat jy bygewoon het, dit sal in vervulling kom. Daai aansoek wat jy gedoen het, dit sal in vervulling kom. Halleluja. Daai gebedsversoek, Halleluja. dit sal in vervulling kom. Halleluja. Glory to God. Dankie my suster. Amen. Gee die Here prys, dierbare. Dankie Jesus.